Goeienaand. Dis amper Paastyd en in hierdie Paasgebeure kyk ons na die vraag vanaand: hoekom het God die Vader sy eie seun aan die kruisdood oorgegee? Wat sit daar agter? Wat het aanleiding gegee daartoe? Ek wil graag vanaand hê dat ons moet kyk na seker die goue vers in die Bybel wat vir ons so duidelik 'n antwoord gee. En kyk, as dit nou gaan oor die goeie nuus om 7, dan is hierdie seker die beste nuus wat 'n mens kan kry. Johannes 3 vers 16, daar staan: so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Let op die woordjie so. Verstaan jy die krag van hierdie woordjie? So verstommend, so anders as mense, so onverstaanbaar, so lief het God die wêreld gehad. Goed, hoe lief het God die wêreld gehad? Kyk, God bewys sy liefde aan die wêreld deur dit wat hy gee vir die wêreld. Ons doen dit vandag nog, ons as mense. As ek my liefde aan iemand wil bewys, dan gee ek iets vir die persoon. En daar's verskillende maniere waarop ek my liefde kan bewys aan iemand. Verskillende maniere om iets te gee. Die eerste is, ek kan my liefde verklaar. Ek kan net vir iemand sê hoe lief ek hom of haar het. 'n tweede manier om liefde te bewys is deur die daad. Met ander woorde, ek gee 'n geskenk. Hoe groter die geskenk wat ek gee, hoe groter is die liefde wat ek wil bewys. Die omvang van die geskenk kommunikeer die graad van die liefde. As ek 'n groot geskenk gee, baie geld gee vir iemand, dan sê ek daardeur, ek het jou baie lief. 'n Mens kan ook van jou persoonlike besittings gee. Iets wat byvoorbeeld vir jouself eintlik baie kosbaar is en wat jy eintlik self wou gehad het nog, maar jy gee dit vir iemand anders om daardeur jou liefde te kommunikeer. Of 'n mens kan iets van jouself gee. 'n Pa wat byvoorbeeld sy nier laat verwyder, sodat sy kind daai nier kan ontvang en weer 'n normale lewe kan hê. Dit kommunikeer tog 'n baie groot liefde wat so 'n pa vir sy kind het, nie waar nie? 'n Mens kan iets van jouself gee, maar nou, jy gaan dit nie sommer vir enige iemand gee nie. Jy gaan dit vir jou kind gee, ja. Maar jy gaan nie jou liggaamsdele aanbied vir enige iemand op straat nie. Dit gebeur tog nie so nie. Nou, die geskenk wat God die Vader gee, is sy eie seun. Jy sien, in baie omstandighede is dit makliker om jouself te gee. Wanneer jou kind in gevaar is, dan neem jou vaderlike instink oor. En jy plaas eerder jouself in daai gevaarsituasie en jy is self bereid om te sterf sodat jou kind net kan lewe. Jy wil net jou kind red. Dit is in sekere omstandighede makliker om jouself te gee as om jou seun te gee. God het sy seun gegee. En hierdeur kommunikeer God aan ons hoe groot sy liefde vir ons is. Maar kyk, nou is dit so, dat as 'n mens baie seuns het, en jy gee net een van jou seuns, dan is dit nie so groot offer wat jy bring nie. Maar in God se geval, hy het net een seun. Daar staan sy enigste seun, en hy was bereid om hierdie enigste seun te gee. Hoekom? Om vir ons te wys hoe groot sy liefde vir ons is. So lief het God die wêreld gehad. Kan ek vir u dit so uitdruk? God het sy liefde bewys deur die grootste denkbare geskenk aan ons te gee. En as dit net tot ons deurdring hoe groot God se liefde vir ons is, dan is dit die moeite werd dat God bereid was om hierdie geskenk te gee. Nou, aan wie gee God hierdie geskenk?
Kyk, as mens so groot geskenk gee, dan is dit makliker om dit te gee aan goeie, voorbeeldige, eerbare mense. Dit is makliker om dit te gee aan lieftallige, soet, gehoorsame kindertjies. Jong mense wat jou hart steel. Jy sal dit dalk nog vir hulle doen. Maar vir wie het God hierdie geskenk gegee? Vir die wêreld. So lief het God die wêreld gehad. En die wêreld sluit alle mense in. Dit sluit in vuil, hardnekkige sondaars. Ook vir hulle was God bereid om hierdie groot geskenk te gee. Besef jy iets van die offer wat God bereid was om te bring? Hy sou dit nie gedoen het as hy nie werklik lief was vir die wêreld nie. Ekskuus. Nou, hoekom het God dit gedoen? God het nie maar net sy seun gegee en daar eindig dit nie. Nee, daar staan sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Let nou op die volgorde. Hier's 'n volgorde waarin dinge gebeur. Alles begin by 'n vaderhart. Ekskuus tog, wat so vol is van liefde, dat het hom daartoe gedryf het om die grootste denkbare geskenk gegee het, sodat daar 'n ewige verlossing tot stand kan kom. En dit is hoekom God bereid was om hierdie prys te betaal. God wil die mensdom verlos. God het die mensdom nie maar net aan homself oorgelaat nie. God wil hê dat daar 'n verloste menigte mense tot stand mag kom. 'n Ewige verlossing. Dis God se doel. Maar nou, vir wie geld dit almal? Dit geld nie vir almal voor die voet nie. Dit geld selfs nie eers vir almal vir wie God dit aanbied nie. Maar dit geld slegs vir diegene wat in Jesus Christus glo. Geloof is die sleutel. En geloof is nie 'n prestasie nie. Geloof is net 'n dankbare aanvaarding van dit wat God vir jou gedoen het en wat hy vir jou gegee het, wat jy nooit uit jouself sal kan doen nie. Dankbare, gelowige vertroue. Om te kan sê, hierdie groot geskenk, Jesus Christus, is ook vir my gegee. In jou gedagtes sit jy jou eie naam daarin. En so kom daar 'n ewige lewe tot stand. Nou hierdie woord vir ewige lewe is nie net die hiernamaals nie. Dit is ook 'n nuwe lewe wat hier op aarde begin. En as ek hierdie nuwe lewe beleef, dan leef ek 'n lewe wat nie meer gedryf word deur die ou mens met al sy selfsugtige en liefdelose geneigthede nie. Maar dan leef ek 'n lewe wat gedryf word deur 'n nuwe mens met 'n nuwe hart, 'n wedergebore mens. En wat is tipies van so 'n wedergebore mens? Christus kom in sy lewe in. Christus staan sentraal. Jy het immers hierdie groot geskenk, het jy omhels en jy het dit jou eie gemaak. En Christus word jou lewe. Dit behoort vir elkeen wat dit aanvaar het. En elkeen wat hierdie woorde hoor, behoort dit soos jubelende musiek te wees. Want dit beteken 'n lewe van verlossing. Nie meer 'n lewe wat beheer word deur bloot eie belang en eie voordeel en eie genoegdoening nie. Maar 'n lewe wat beheer word deur hierdie groot liefde van God. Met ander woorde, kom ek stel die vraag, waarop reageer ek? Ek reageer nie op my eie persoonlike behoeftes en my eie begeertes en so meer nie. Ek reageer op die liefde van die Vader. En ek leef vanuit daai bewuswees van hoe groot God se liefde is.
Wat staan sentraal in so 'n lewe? Wat staan sentraal in so 'n kerk, in so 'n gemeente? Nie 'n klomp reëls en regulasies en voorskrifte en moets en moenies nie. Maar wat sentraal staan is Jesus Christus, die lewende Christus in my lewe. En wanneer ek die lewende Christus in my lewe het, dan word my lewe ook 'n lewende getuienis na buite. En mense daar buite het nie begeerte om deel te word van 'n groep mense wat hulle lewe laat beheers deur klomp reëls en regulasies en moets en moenies en so meer nie. Maar mense daar buite, mense wat tot bekering gekom het net een begeerte, en dit is om hulle lewe te laat beheer deur 'n lewe waar Jesus Christus sentraal staan, waar hy die een is wat in beheer is. Anders gestel, 'n lewe, 'n gemeente waar die groot geskenk van God sy doelpunt bereik het, 'n nuwe lewe, nou alreeds hier op aarde. Ons Vader, ons het nie woorde om U te dank vir die groot geskenk wat U vir ons gegee het nie. Ons woorde, ons vermoë om iets te formuleer en uit te druk is net te klein en net te min. Maar Here, U hoor ons harte as ons sê dankie dat U bereid was om die lewe van U seun te gee, sodat ons deur hom kan lewe. Ek bid dat U elkeen sal seën wat vanaand ingeskakel is, wat geluister het na hierdie boodskap, sodat die grootheid van die geskenk wat U vir ons gegee het, tot elkeen opnuut weer sal deurdring, en dat ons daaruit sal lewe. Mag U naam net bo alles verheerlik word. Ons vra dit alles in Jesus naam. Amen. Baie dankie vir die saamluister. Mag jy 'n baie geseënde aand verder hê. Totsiens.